Goeiemôre, goeiemôre. Ek en u is weer eens geseënd, né? Soos weer eens deurgedra en weer eens is ons in God se genade en ons besef nie uh hoe groot en hoe verrykend God se plan is hy en ek en u is maar net in vandag en vandag is God se genade dan ook vir ek en u genoeg en vandag herdenk ons die Ou Testament. Vandag herdenk ons die Ou Testament. Die hele naweek in feite herdenk ons die profesie wat uitgegaan het in die Ou Testament en wat plaasgevind het in die Nuwe Testament. Maar dit kom uit die Ou Testament. Het alreeds vooruit al is Jesus se lewe geprofeteer deur dit wat in die Ou Testament nog voordat Jesus vir ons gegee is dit al reeds vir ons geprofeteer. So dit is al lankal in God se plan. Net soos wat ek en u se lewe al lankal in God se plan is. Hy sê in sy woord dat nog voor die grondlegging van die aarde, so as ek en u nou in 1974 gebore is en Jesus is al lankal gewees dan en God het vir ek en u se beplanning nog voor die grondlegging van die aarde gewees. Dit wil sê ek en u se beplanning kom na Jesus se beplanning. So wanneer was Jesus se beplanning? Maar ek wil hier nie puzzle vanmôre. Ek wil nie vanmôre puzzle. Ek wil vanmôre net vir u wys dat die woord van die Here so pertinent en dit is deurvloeiend deur ons lewens. En Jesaja 53, hy sê in vers 9, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Jo, hulle sê hy was rein, né? Hy was rein, daar was niks verkeerd, amper soos wat God van Job sê, né? En maar vers 10 sê, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Ja, hè? Die man het geen skuld nie, die man het geen bedrog in sy mond nie, hè? Maar dit het God behaag om hom te verbrysel. En ons weet nou, na die kruisdood, wat die woord praat, wat verbrysel werklik waar is. En hy het hom krank gemaak. God het hom krank gemaak. Die woord sê maar dat die Here behaag. Dit was vir God lekker om Jesus te verbrysel. Dit was vir hom lekker. Hy het hom krank gemaak. Dit was vir hom lekker om hom krank te maak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het. As sy eie seun se siel as 'n offer aangebied te word. En dit bring ons by Johannes, waar Johannes so sê, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God die wêreld gehad. So lief dat hy dit behaag het om sy seun te verbrysel. Dat hy dit behaag het om hom krank te maak. Dat hy dit behaag het om sy siel as 'n skuldoffer aan te bied. En ek en u vang hier ons vang hier. Ons gaan nou maar net saam in die feesgety. Ons gaan nou maar net saam met Easter. En ons gaan nou maar net saam in die konferensie. Maar as ons vergeet die diepte van die saak, man. Ons vergeet die diepte van die saak, want maandag is ek en u by die werk. En dan leef ons weer ons lewe wat ons geleef het voor die Paasfees. En ons vergeet alweer. Want vandag maak die konferensies klaar. Môre is almal by julle huise, almal is moeg, almal slaap omtrent die hele dag. En Dinsdagoggend is dit werk toe, skool toe. En die lewe gaan aan. En Woensdag gaan by die bid hier, dan val dit ons weer by. Het was Paasfees wat ek gou vertel. Dit het nou weer gebeur. En dan moet ek ook herroep wat gebeur het in my mind. Want ek het alweer vergeet.
dan het ek dit alweer vergeet. Kom ek en u vergeet. Kom ek en ek vir u vergeet die wat God werklik waar vir ek en u gedoen het. Hoe Jesus werklik waar vir ek en u gelei het. Hoe lankal is dit nie al in beplanning om ek en u op die regte pad te kry nie, om ek en u wysheid te leer nie. Hoe lankal kom dit al aan nie? En hoe lank gaan dit nog vir ek en u vat om te besef wie God waarlik is en wat sy doel werklik waar met ek en u is? U moet 'n geseënde dag hê.